Ons staan nou vir die 4de keer stil by artikel 1 van die NGB, waardeur ons gaan om na God se eienskappe te kyk. So ons het al gesien, God is kenbaar, God is gees, God is enig, enkelvoudig en eenvoudig. Ons kyk vanaand dan na God se selfbestaan of sy onafhanklikheid en sy selfgenoegsaamheid. En ons kry dit onder andere daar in die laaste lyntjie van die NGB artikel 1, hy is die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Ons lees dan saam Handelinge 17 van vers 15 af. Dis Paulus se rede op die Areopagus oor die Here se woord. En die wat Paulus begelei het, het hom tot by Athene gebring. En nadat hulle opdrag ontvang het aan Silas en Timotheus om so gou moontlik na hom te kom, het hulle vertrek. En terwyl Paulus in Athene vir hulle wag, het sy gees in hom opstandig geword, toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was. Hy het toe in die sinagoge met die Jode gespreek en met die godsdienstige mense en elke dag op die mark met die wat hom teekom. En sommige van die Epikureëse en die Stoïsynse wysgeere het met hom gestry. En sommige het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê? Ander weer, dit lyk of hy 'n verkondiger is van vreemde gode, omdat hy aan hulle die evangelie van Jesus en die opstanding verkondig het. En hulle het hom geneem en op die Areopagus gebring en gesê, kan ons verneem wat hierdie nuwe leer is wat deur u verkondig word? Want u bring sekere vreemde dinge in ons ore. Ons wil dan weet wat dit tog kan wees. Nou het al die Atheners en die uitlanders wat by hulle gewoon het, vir niks anders tyd gehad as om iets niets te sê en te hoor nie. Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan en sê, Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. Want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is aan 'n onbekende God. Hom dan wat julle vereer sonder om hom te ken, verkondig ek aan julle. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word hy nie deur mensehande gedien asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie. Want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen, die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding, gelyk is nie. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Maar toe hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommige begin spot en ander het gesê, ons sal nie weer hier omtrent hoor. En so het Paulus van hulle weggegaan. Maar sommige manne het by hom aangesluit en gelowig geword, onder wie ook Dionysius die Areopagiet was en 'n vrou met die naam van Damaris en ander saam met hulle. Ons lees tot daar. Ons gaan redelik fokus op vers 24 tot 28, wat vir ons mooi wys, die Here is selfbestaande en selfgenoegsaam. Dit wat vir ons mooi is in die skepping, is baie keer dit wat 'n heerlikheid uitstraal van
mag en onafhanklikheid. Die son, die sterre, magtige watervalle, waar jy dalk nie die ou langs jou kan hoor nie. Die see se watervloede, met die son wat sak in die agtergrond, die berge in hulle majesteit, skeurvallei of canyons. Dis mooi. Dis regtig mooi. En dit is mooi want dit wys vir ons iets van, hierdie gaan nie net môre sommer nie meer hier wees nie. Dit lyk asof dit nog altyd daar was en is. En dis hoekom die skrif baie keer praat van die ewige berge. Jy kyk na die berge en jy dink, hier is nog altyd daar. Het gaan altyd daar wees. Dis in 'n sekere sin so vas en onafhanklik. Alles anders rondom hierdie majestueuse ding in die skepping is afhanklik van dit. En omdat dit so is, so groot is, het dit 'n heerlikheid van majesteit. Dis hoekom dit vir ons mooi is. Jy voel regtig klein. Dis hoekom Psalm 8 sê, as ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het, wat is die mens? Hierdie dinge in die skepping is mooi en in 'n sin onafhanklik en vol majesteit, want dit reflekteer iets van die een wat dit gemaak het. En daai kennis is in ons ingeskryf. Dit is hoekom dit vir mense mooi is. Mense sien dit. Hierdie mooi berge wys vir my iets van die Skepper. Dis die werk van een se vingers. Vingers. Wie kan sê die piramides of die hoogste gebou wat die mense al ooit gemaak het, dis die werk van ons vingers? Nee. Maar die grootste, onafhanklikste in die skepping is die werk van een se vingers. Dis fyn en klein werk wat jy doen met jou vingers. En dit wys daar is een waarvan elke druppel in die Victoria watervalle afhanklik is. En elke foton wat van die son afstraal is afhanklik van die een wat dit gemaak het. Psalm 8 sê ook vers 2, O Here, onse Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde, U wat U majesteit gelê het op die hemele. Die engel sê, Your glory is above the heavens. Dit sê die majesteit van die Here is ver bo die majesteit van die sterrehemel. Die Hebreërs 1 vers 11 sê van die hemele wat God gemaak het, hulle sal verbygaan, maar U bly, en hulle sal almal word soos 'n kleed wat versluit. Die sterre is soos 'n laken wat skeur, in vergelyking met die heerlikheid van die Here. Soos niks. Paulus is hier in Athene, en met die baie afgode rondom hom wat hy sien, word sy gees opstandig, word warm. Ons hierdie ywer wat in hom begin kook om die ware God aan hierdie mense te bring. Hier is al hierdie afgode, dit kook in hom, dit brand, hy moet die evangelie bring. En dis presies wat hy dan begin doen, uiteindelik daar op die Areopagus. Hy begin vir hulle wys, hoe verskil die ware God van die valse gode wat hulle dien. Hy bedien die evangelie van Jesus Christus aan hulle. En Paulus, sommige, as mens die eerste keer hier lees, dan dink jy, Paulus maak God nou net nog een van hulle gode, die onbekende God. Maar dit wat Paulus hier sê oor God, wys juis, daar is net een van hulle. Jy kan nie eers praat van 'n hulle nie. Hy is die enige een. Die eienskappe waarna ons nou gaan kyk, wys, daar is net een wat so kan wees. Daar is nie 'n string gode nie. Hy is die enigste een wat is wat hy is. So ons gaan uit hierdie verse kyk na God se selfbestaan
en dan ook God se selfgenoegsaamheid en dan 'n paar praktiese toepassings daarvan. Die Westminster belydenis som hierdie eienskappe, volmaaktheid van God op en sê God het alle lewe, heerlikheid, goedheid, saligheid in en van homself en is alleen in en tot homself volkome genoegsaam en het geen behoefte aan enige skepsel wat hy geskep het nie en ontleen ook geen heerlikheid van hulle nie, maar openbaar alleen sy eie heerlikheid in, deur, tot en aan hulle. Hy is die enigste fontein van alles wat bestaan, van wie, deur wie en tot wie alle dinge is. Dit is God se selfbestaan en sy selfgenoegsaamheid. So eerstens, ons kyk na God se selfbestaan. Die Afrikaans is so 'n bietjie gebrekkig. Ons kan ook die Engelse term daarvoor vir Afrikaans, maar ook die Engelse term kom eintlik uit 'n ander taal, uit Latyn. Engelse term daarvoor is God se aseity. Ons kan dit vir Afrikaans na God se aseïteit. Dit sê in die Latyn, ase beteken uit homself. Hy is uit homself. En hier is dalk so 'n bietjie filosofies, maar ek dink dis tog belangrik. Julle kan ook gaan kyk op YouTube, daar's so 'n video van R.C. Sproul met die opskrif R.C. Sproul proves that God does not exist. En dit vang nogal mense aandag. Julle kan gaan kyk maar daarna, maar die punt is van die video, die woorde existence of die woordjie bestaan in Afrikaans beteken om uit iets anders te staan of te wees. Ek is uit iets anders of ek staan uit iets anders uit. In 'n sekere sin sal dit dus verskriklik wees as God bestaan, as hy exist, as hy uit iets anders uit sy wese uittrek. Want dit sal beteken hy is nie meer God nie. Want net God is uit homself uit. Wat ons vanoggend gesien het daar in die bos, die brandende bos. Die bos brand net uit homself uit. Hy is soos 'n engine wat hardloop tot in ewigheid sonder enige brandstof. Want hy is uit homself uit. Die bron van alle wese om te is. So jy kan net wees as hy dit vir jou gee. Ons bestaan, want ons staan as gevolg van hom. Hy is in 'n sekere sin as gevolg van homself. Waar kry ons hierdie lering? Al natuurlik in God se naam, juis wat die Here daar aan Moses openbaar daar by die doringbos. Hy's Jahwe. Here, hy is wat hy is. En dis dalk nie meer so duidelik soos wat dit altyd was nie. Ons het al gewoond geraak aan iemand se van of sy surname. Maar as jy vir iemand vra, wie is jy, en jy volledig antwoord, dan sê jy, ja, ek sê nie net jou voornaam nie, ek is Wieko van Rooyen. Ek het in Pretoria groot geword, dis wie my pa was en so voort. Maar ek sê, waar kom ek vandaan? En my volledige naam sê dit ook, ek is van Rooyen. Dis waar ek vandaan kom. En in die skrif was dit ook so, as iemand vir jou vra, wie is jy? Dan sê ek is so, seun van so en so. Ek kom van iewers af. Maar as Moses dan vir die Here vra, wie is u? Wat is u naam? Dan kom die antwoord, ek is wat ek is. Hy kom uit homself uit. Hy is die selfbestaande een. Vader, Seun en Heilige Gees hy's nie net lewendig nie. Hy lewe uit homself uit. Soos wat Jesus sê in Johannes 5 vers 26, want soos die Vader lewe het in homself, so het hy ook aan die Seun gegee om lewe in homself te hê, van ewigheid af. En dan ook, wat ons hier gelees het, vers 25,
ook word hy nie deur mense hande gedien asof hy aan iets behoefte het nie. Hy het aan niks behoefte nie. Hy het niks nodig nie. Hy het jou nie nodig nie. Want hy is uit homself uit. Ons word gedefinieer deur dit wat ons nodig het. Ons is per definisie mense wat afhanklik is. Probeer om vir 'n minuut jou asem op te hou. Jy kan probeer om vir 'n dag te gaan sonder water. Jy kan probeer om vir 'n maand te gaan sonder kos. Jy kan uiteindelik nie. Want jy bestaan. Jy's afhanklik. Jy's per definisie afhanklik. God is nie. En die Here het dit so geskep dat ons hierdie regtig baie goed besef. Ek het nie net suurstof en water en kos nodig nie. Ek moet slaap. Met ander woorde, nogal 'n groot deel van jou dag moet jy jou oë toemaak en nie bewus wees van iets wat om jou aangaan nie. Dis nogal vreesaanjaend vir 'n kontrolfreak. Jy moet slaap. Jou energie gaan uithardloop. Jy is nie wat jy is nie. Maar Psalm 121 sê, kyk, die bewaarde van Israel sluimer of slaap nie. God het dit so gemaak dat jy slaap, sodat jy elke dag moet sien, hy is God en jy is nie. Wat logies hier uitvloei is God se selfgenoegsaamheid, of in Engels sy self-sufficiency. Omdat God uit homself uit is hy ook die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Hoor julle daai woorde? Dit is so goed. Is so salig om hierdie God te ken. Hy is oneindig ryk in homself. En ons gaan by die volgende kere DV stil staan by God se oneindigheid in tyd en ruimte. Maar voor ons by daardie oneindigheid kom, sien net hierdie God is oneindig ryk in homself. Die alleroorvloedigste fontein. Die NGB kon nie 'n ander woord daarvoor kry nie. Die alleroorvloedigste fontein. Hy is oneindig ryk in homself. Paulus breek in hierdie lofstem uit in Romeine 11 vers 33. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. En dit gaan nie net oor die diepte en rykdom van sy wysheid en kennis nie. Ons kan dit ook so vertaal, maar hier is iets waarby ons ook moet stil staan. Dis die diepte van sy rykdom. Hy's ryk. Hoe diep is u genoegsaamheid? Oneindig diep. Ons het 'n paar weke terug ook gesien met Jesus se gesprek met die vrou by die put oor die lewende water. En dan sê hy later vir haar, nadat die onderwerp nou 'n paar keer verander is, sê hy vir haar, God is gees. Dit wil sê, God is nie materieel nie, en daarom moet hy op 'n sekere manier aanbid word, maar ook, as jy toe gesien, God is suiwer lewe in en uit homself, en daarom die bron van alle lewe. Hierdie vrou wat hierdie klomp mans gehad het, moet dit sien. God is die bron van alle lewe. Hy alleen kan jou volmaak. Geen man of uiterlike godsdiens kan jou vul nie, hy alleen. Dit beteken ook, God kan jou niks skuld nie. En jy kan nie vir hom iets gee wat hom ryker maak nie. Net 'n paar verse aan in Romeine 11, of wie het eers iets aan hom gegee dat dit hom vergeld moet word? Wie het iets vir die Here gegee wat maak dat die Here verplig is om dit terug te gee? Ryk in die volste sin kan nie ryker wees nie. Hy is vol tot oorvloedig toe. Dit wat ek in elk geval vir hom kan gee, is dit wat hy gemaak het. Hy kan nie ryker nie,
Want hy is die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. En daarom vloei alles wat bestaan net uit hom uit, net as gevolg van hom. Hy staan in homself en daarom bestaan alles net as gevolg van hom. En die res van vers 24 en 25 in Handelinge 17 sê dit, die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is. Hy wat die Here is van die hemel en die aarde, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Hy het niks nodig nie, omdat hy self van almal lewe en asem en alles gee. Alles. Alle lewe en alle asem en alles wat is, kom van hom af. Ja, Jakobus 1 vers 17, elke goeie gif, elke volmaakte gawe daal van bo af neer van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Ons sal nog kom by God se onveranderlikheid, maar dit is so vas hieraan, as God is uit homself uit, en hy is die alleroorvloedigste fontein van perfektheid, dan kan hy nie verander nie, want perfektheid kan nie meer word nie. Hy kan nie beter nie, en daarom kom elke gawe van hom af. Alles wat is uit hom uit. Hy alleen is die bron daarvan. So wie is soos U, o Here? Wie is soos U? Daar is niemand nie. Dis die gevolgtrekking wat die hoorders van Paulus moes maak. Daar is niemand nie. Paulus wys juis vir sy hoorders, alle ander godsdienste verkondig op een of ander manier 'n voorwaardelike God. 'n afhanklike God. Die God het jou nodig op een of ander manier. Jy moet hom gelukkig hou met jou lewe of met jou offers of met jou bydraes. En dis regtig aklig. Allah van die moslems kon eers begin lief hê toe hy die skepping gemaak het. Die Koran is vol daarvan. Allah het nie lief as hy het eers net lief as jy hom eerste lief het. Die Stoïsyne en die Epikureërs wat met Paulus stry, se gode is juis ook afhanklik van die skepping. Hulle het jou nodig. En wat ook al daar vandag is, van alles is God en God is alles, of net God is binne in die skepping, of God is die skepping, maak nie saak nie. Alle ander wêreldbeskouinge sal uiteindelik eindig by 'n voorwaardelike God wat jou nodig het. En daarom ook 'n voorwaardelike liefde. En daarom is alle ander godsdienste by selfredding. Ek moet myself red, want my God het my nodig. Jy moet jouself jou probleme oplos. Die enige ware God is uit homself uit en daarom is hy wys en regverdig en heilig en magtig, al sy eienskappe uit homself uit. Ook uiteindelik sy liefde. Ook wat ons vanoggend gesien het. Hy kon homself gee om ons te red. Hy het self mens geword sonder dat hy vir 'n oomblik minder as God was in sy rykdom van sy selfgenoegsaamheid. Hy het homself vir jou uitgegooi. En dit maak hom nie minder God nie. Net God doen dit. O, wees soos hy. Iemand sal ook vra, maar waarom het God dan geskep, as hy nie die skepping nodig het nie? En baie keer, selfs onder Christene, kan jy die antwoord kry, God was eensaam. Hy wou so graag sy liefde met mense deel, en daarom skep hy. En hy is nie nou meer so eensaam nie, hy is nou gelukkig, want hy kan nou sy liefde met mense deel, wat hom dien. Nee, God was en is perfek en suiwere lewe in homself. Hy het nie die skepping nodig nie.
Hy het geskep want hy het uit homself besluit om sy liefde met sy skepsels te deel. Hy het jou lief, nie omdat jy enigiets daartoe kan bydra nie. Niks van jou het sy liefde vir jou opgewek nie. Selfs al het God nie geskep nie, sou hy perfek in oorvloed wees vir ewig. Want hy is die drie-enige selfgenoegsame God. Van ewigheid af het die Vader en die Seun en die Heilige Gees perfekte heerlikheid in mekaar, in hulle rykdom as een God. Jesus bid in Johannes 17, Vader, verheerlik my by U self met die heerlikheid wat ek by U gehad het voordat die wêreld was. So Vader, Seun en Heilige Gees het oorvloedige heerlikheid by mekaar gehad. So God is onafhanklik, omdat hy is wat hy is. Hy is selfbestaande. Dit beteken ook hy is die bron van alles anders. Hy is selfgenoegsaam. Alles wat is daarom afhanklik van hom. Hy is onafhanklik, alles anders is afhanklik. God is alles wat hy is, en ons is niks van onsself nie. Alles wat nie God is nie, het hulle bestaan net uit God uit. En hierdie is net so goed. Dit is so salig. So dit vanoggend ook gesien, dis presies wat Moses moes sien in die bos. God het lief in en uit homself. Hy gee homself, niks in jou dit opgewek nie, en daarom kan jy, geliefde, in die ellende van die aanvegtinge die grootste vertroosting kry by hierdie God. Want hy's ryk. Jy kan hom met vreugde ken, selfs in die diepste dele van die nag, en dis wat Asaf besef in Psalm 73. Hy het hierdie groot worsteling oor, hoekom gaan dit goed met die ongelowiges en die goddeloses, en hoekom gaan dit sleg met die gelowiges, en dan uiteindelik sê hy hierdie, wie het ek buiten U in die hemel? Buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie. Al beswyk my vlees en my hart, God is die rots van my hart, my deel tot in ewigheid. God is my deel. Psalm 16 sê dit ook. God self in sy rykdom laat hom ken. As hierdie verse in Handelinge waar is, en dit is, en God is die bron van alle lewe, dan beteken dit hy is al wat jy nodig het. Hy en hy alleen kan jou siel vul en vervul. Want hy en hy alleen is lewe en goedheid in en uit homself. 2 Korintiërs 9 vers 8 sê, God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Die oneindige, oorvloedige God gooi in oorvloed op sy kerk. Ook 2 Petrus 1 vers 3, immers sy goddelike krag, dat hy God is, daarom sy onafhanklikheid, het ons alles geskenk wat tot lewe en godsvrug dien. Jy het alles wat jy nodig het. Omdat God jou lief het in sy selfgenoegsame oorvloed en rykdom, het jy niks tekort nie. Niks sal jou ontbreek nie. Jy het uit sy rykdom alles ontvang vir elke goeie werk. Jy het die skrif, sy woord, wat hom openbaar, hierdie gawes van sy gees, in elke omstandigheid denkbaar, die krag om in daardie omstandighede te doen wat hy sê, oorvloedig. So as hy jou dus roep na iets toe, dan sal hy altyd die middele daarvoor gee, want hy is die selfgenoegsame God. Die God van rykdom is beslis nie gebind
tot die totale som van geld wat in hierdie gemeente verdien word nie. Hy is self genoegsaam. Dit beteken nie as ons God dien, gaan ons fisies rykdom hê nie. Baie maal gaan die Here juis in sy rykdom wys, hy is ryk en ons is swak. Soos die Here vir Paulus sê, my genade is vir jou genoeg, oorvloedig, genoegsaam, want my krag word in swakheid volbring. En dan sê Paulus daarop, baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Sodat jy kan sien, al wat jy in hierdie lewe nodig het, is God self, en nie die geskenke van hierdie God nie, sal God dalk sekere dinge van jou wegvat, sodat jy kan sien, hy alleen is die fontein van wat goed is. Jy dien 'n selfgenoegsame God wat aan niks behoefte het nie. Ons kan daarom ook ons oë gefestig hou op die rykdom van die genade en die onskatbare waarde van dit wat ons eendag sal ontvang in Christus. Juis omdat God self ons beker is, ons deel tot in ewigheid. Dit is die onnaspeurlike rykdom van Christus, sê Efesiërs 3 vers 8. Ons gaan dit eendag ten volle proe, hierdie oorvloed. Nou, al is jy dan nou arm en sieklik en laag in die samelewing, jy sal eendag die rykdom van God self ten volle ervaar. Dis 'n heerlikheid wat by geen verstand opgekom het nie. Hierdie lering van jou afhanklikheid en God se onafhanklikheid gee dus geweldige hoop. En die Here wil hê jy moet dit besef. Vers 27 van Paulus se toespraak sê, jy is gemaak om hom te soek. Jy kom van hom af en daarom is dit in jou ingeskep dat jy jou afhanklikheid van hom moet besef en hom moet soek. Ons het dit so nodig om dit weer en weer te hoor. Ek is afhanklik. Ek is swak in myself. Alles wat ons het ek ontvang. 1 Korintiërs 4 vers 7, en wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit dan ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? Elke sent in jou bankrekening, elke sekonde van jou lewe is ontvang. Dis nie uit jou nie. En ons het hierdie goed ons kinders inskerp. Ons kinders beklei so maklik met die woorde, dis myne. En dis dan wanneer God se selfgenoegsaamheid ter sprake kan kom. Alles wat jy het jy ontvang. Jy het net omdat dit vir jou gegee is van die God, van die bron van alle dinge. Al wat jy regtig nodig het in hierdie lewe is nie hierdie trok nie. Is die Here. As jy bereid is om jou boetie oor die kop te klap vir 'n speelding, dan wys jy dink jy het aanspraak op iets wat jou gelukkig maak bo die selfgenoegsame God. Nee, my kind. God alleen kan ons vul. Gelowige, as jy die selfgenoegsame herder as jou verlosser en koning aangeneem het deur die Gees, is daar niks wat jou nou of in ewigheid sal ontbreek nie. Jy het nie meer reputasie nodig by mense nie. Jy het nie meer geld nodig nie. Jy het nie meer gesondheid nodig nie. Jy het nie beter omstandighede nodig nie. Jy het nie een of ander spesiale openbaring nodig nie. Want jy het vir Jesus.
Jy het God self in hom deur sy Gees. Dit sê nie, moenie te vinnig dat jou gedagtes dan nou hardloop na okay, so ons moet nou almal in 'n klooster gaan bly en heeldag net fokus op Jesus nie. Nee, binne in alles wat hy sê, wat ek op hierdie aarde moet doen, ek het alles wat ek nodig het. Jy moet dit besef. As niks in waarin jy hom nodig het, daar's niks waar jy hom nie nodig het nie, en waarin hy jou nie ten volle alles kan gee wat jy nodig het nie. Hy is jou grootste nood. Die wêreld sê, jou grootste nood is 'n beter selfbeeld, of ons kort goeie leiers, of meer hospitale, of meer hernubare energie. Nee, jou grootste nood is Jesus. Dit beteken as jy enige iemand met enige probleem in hierdie lewe wil help, jy hulle nie waarlik kan help en sal help as jy nie vir hulle Jesus wys nie. Jy kan al die pleisters in die wêreld plak op 'n probleem, maar sonder Jesus is dit wind. Dis hoekom wêreldse sielkunde so boos is. Hulle en selfs Christene wat dit beoefen sal sê, ons kan nie nou godsdiens by hierdie saak aanbring nie, dit gaan dinge net erger maak. En van hulle sal self sê, dit is totaal onprofessioneel om oor Jesus te praat in 'n beradingssessie. Hoe aaklig. Hy is jou grootste nood. Want hy is onafhanklik en jy is afhanklik. Jesaja 40 sê, weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n Ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat, en die manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met die vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Amen.